storie wat ek al oor en oor gehoor het en dit begin amper altyd dieselfde. Nie met 'n groot krisis nie met 'n dramatiese verlies van geloof nie. Dit begin met iets baie stiller, iemand wat net ophou opdaag. Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis waar ons stories nuut oor dieper kyk en saam ontdek hoe Jesus vandag werk. Eers een Sondag, dan nog een. Dan raak dit makliker om nie te gaan nie, as om te gaan. En kort voor lank is daar nie meer iemand wat vra waar jy is nie, en nie meer iemand wat wag vir jou by 'n tafel of in 'n ry stoele nie. Wat my nog altyd opgeval het, is dat mense selde sê, ek het my geloof verloor. Wat hulle sê, as hulle eerlik is, ek het net uit die ritme van mense uitgeklim. Dis amper asof geloof nie net in ons koppe woon nie, maar in die ruimtes tussen ons, tussen handdrukke, tussen gesprekke, tussen mense wat jou naam ken. Nou die skrywer van Hebreërs skryf, laat ons op mekaar ag slaan en nie van ons samekomste wegbly nie. Dis 'n vreemde opdrag as jy dit modern lees, want ons leef in 'n wêreld waar alles op aanvraag is. Jy kan luister wanneer jy wil, kyk wanneer jy wil, deel wees wanneer dit jou pas. Maar geloof, ten minste soos Jesus dit ontwerp het, werk nie heeltemal so nie. Geloof is nie net 'n oortuiging wat jy besit nie. Dit is 'n lewe wat jy saam met ander oefen. Nou die vroeë Christene het nie begin met strukture en geboue nie. Hulle het begin met tafels, met huise, met klein groepe, mense wat mekaar se stories geken het. En oor tyd het daardie klein, byna onsigbare gemeenskappe 'n ryk en 'n kultuur begin verander. Nie omdat hulle die mag gehad het nie, maar omdat hulle mekaar gehad het. Nou hier is iets wat my bybly. Mense dryf gewoonlik weg van geloof nadat hulle van mense wegdryf, nie andersom nie. Wanneer niemand jou mis nie, raak dit maklik om te dink jy maak nie saak nie. Wanneer niemand vra dit met jou gaan nie, raak dit maklik om te glo jou lewe het geen geestelike gewig nie. Maar wanneer iemand jou naam ken, wanneer iemand vir jou 'n stoel hou, wanneer iemand vra, gaan dit regtig goed. Dan gebeur iets in 'n mens. Jy begin besef jy behoort. En behoort is die grond waarin volgehoue geloof groei. Nou by SA gemeente praat ons dikwels van die nommer 1 netwerk vir jou lewe, daar waar jy bly, werk en speel. Nie omdat netwerk 'n modewoord is nie, maar omdat niemand bedoel was om alleen te volhard nie. Jesus het nie net volgelinge geroep om in hom te glo nie. Hy het hulle in 'n nuwe familie geplaas, 'n gemeenskap waar mense mekaar se laste dra, mekaar se vreugdes vier en mekaar help om aan te hou glo wanneer dit moeilik raak. Wat is die vraag vir baie van ons nie glo ek nog is nie, maar eerder is daar mense wat weet ek is hier. Want die dag wanneer iemand jou mis, kan die dag wees wanneer jy weer begin onthou dat jou geloof nie net joune is om alleen te dra nie, maar iets is wat in die ruimte tussen mense leef en groei. Ek nooi jou om te kom doen in SA gemeente. Ek nooi jou om deel van 'n groeigroep te word as jy nog nie is nie. Ons wil jou behoorlik leer ken en ons wil vir jou goed wees. Tot môre, mooi loop.